reeks wat ons noem Wees Ryk. Ietsie wat ons verlede jaar afgeskop het. 'n Reeks wat ons sê, kom ons gaan wees ryk met alles wat ons het, ons tyd, ons skatte, ons talente. En dis hierdie tyd van die jaar waar ons onsself herinner dat ons ryker is as wat ons voel. Want ek weet nie van jou nie, die eerste en die laaste keer wat ek ryk gevoel het in my lewe, en ek het verlede week die storie gedeel, is toe ek as 'n graad 11 leerling, my ma was die teatermatrone by Wilgers Hospitaal in Pretoria, en ek het daar as 'n portier gewerk. 'n Portier is daai bra wat rondhardloop met 'n bed, dan gaan haal hy die tannie of die oomie in die saal, en stoot jy vir hulle teater toe, en jy moet, dis nogals 'n ding om daai 4 wiele wat almal kan draai te tune, om nie te stamp en so aan nie, maar ek het dit gedoen, en ek het vir die eerste keer in my lewe 45 ure 'n week gewerk. Weet, dit is vir 'n skoolier, dit is agonizing. Ek het nog nooit in my lewe so hard gewerk as by die skool nie. En dan werk jy 7 uur in die oggend moet jy al begin. So dit beteken jy moet al 5:30 opstaan. Dis verregaande. Om 6:30 daar te wees om in jou scrubs in te klim en 7 uur klok jy in. Dan moet jy werk tot 7 uur die aand. Jy kan nie al 7 uur by die huis wees nie. Jy werk tot 7 uur. En dan moet jy uittrek en dan is jy eers 7:15 by die huis in die aand. Dan is jy sat, jy's moeg. Maar man, dat daai paycheck aan die einde van die maand, en was letterlik 'n briefie. Hulle sê, dit word in jou rekening inbetaal. R4,000. I was the king of the world. Ek het so ryk gevoel, want ek het gevoel, man, wat gaan ek met al hierdie geld doen? Het jy al ooit in jou lewe gevoel? Ja, ek het hierdie geld gekry, wat gaan ek met al hierdie geld doen? Net een keer in my lewe gebeur. Volgende vakansie toe ek klaar planne, want ek weet toe al, ek budget al. Wat kan ek alles doen met daai geld? So ek het, toe ek daai volgende vakansie weer gewerk het, toe het ek nie ryk gevoel nie, toe het ek net geweet, okay, dit gaan in daai rigting, dat ek daai goeders het. Wat ek wou koop ek yskaatse, jy weet, en dis mos met 'n ou doen, 'n hokkiestok en nuwe shin pads en allerlei sulke goeders, en dit is maar wat 'n ou doen. Maar die fokus wat ons in hierdie tyd het, is om te sê, hoorie maar, ons is ryker as wat ons dink, en rykdom beteken, ek het genoeg vir myself, en ek het eintlik genoeg vir ander. Maar partykeer is die mentaliteit en wat in ons wêreld gebeur in ons kultuur, sê vir ons op 'n standaard van lewe najaag. En die Here se hart vir ons is eintlik om 'n kwaliteit van lewe te hê. As die Here wat lief is vir jou, wat wil hy dink jy wil hy eerder vir jou hê? Standaard van lewe, wat meer goeders, beter goeders, jy ry beter, jy bly beter, jy eet beter, jy trek beter aan, al daai goedertjies, jy gaan skool beter, of wil hy eerder vir jou 'n kwaliteit lewe hê? Waar hy vir jou die beste gee, maar daar's marge in jou lewe, daar's spasie in jou lewe, sodat jy kan, wanneer die Here met jou praat, actually, en hy vir jou sê, gaan wees 'n blessing daar, dan kan ek sê, maar ek het spasie in my budget, in my kalender, met my talente, om daai behoefte aan te spreek. En dit is hoekom ons onsself herinner daaraan, om self 'n bietjie introspeksie te gaan doen, en te sê, hoe lyk dinge met my, hoe ek my tyd budget, hoe ek my geld budget, hoe ek met my talente werk, met die giftings wat ek het, is ek op 'n plek, waar ek besig is om ryk te wees. Nou, in Timoteus skryf Paulus, en hy sê die volgende, hy sê aan hulle wat ryk is, en hy praat met ons almal. Almal wat ryk is, om nie trots te wees op hulle geld, en te vertrou op dit wat spoedig verdwyn nie, maar hulle moet hulle vertrou in die lewende God kom plaas, wat aan ons ryklik alles skenk wat ons nodig het, om die lewe te geniet. So jy kan hier sien, hier's 'n liefdevolle Vader wat sê, ek wil hê jy moet die lewe geniet, ek wil hê, dit moet goed gaan met jou, ek wil hê, daar moet so nou en dan, 'n donut in jou yskas wees, en so 'n bietjie room in jou koffie, ek wil hê dit moet lekker wees. Maar dan kom hy sê, maar sê vir hulle moet hulle geld gebruik om goed te doen. Nie uitspattig te lewe om goed te doen. Hulle moet ryk wees, en dis waar ons reeks se naam vandaan kom. Ons moet ryk wees in goeie dade, ons moet ruim gee aan die in nood. Hulle moet altyd gereed wees, hoor daar. Ons moet altyd gereed wees om wat God aan ons gegee het, met ander te deel. As ek en jy nie marge in ons lewens het nie, dan gaan ons op 'n plek wees waar ons altyd gereed is om uit te deel en te kan gee nie. En ons 'n challenge wat die Here kom sê, ek wil nie jy met 'n standaard van lewe najaag nie, ek wil hê jy met 'n kwaliteit lewe najaag, sodat hierdie vir jou kan gebeur, dat jy 'n skat kan opbou, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat jy die egte lewe kan ontvang. Hy kom sê vir ons, om ryk te leef, is die egte lewe, wat hy wil hê ons moet lewe. Dit is wanneer die hemel op aarde gebeur. Dit is wanneer God se wil in die hemel so ook op aarde gebeur, is wanneer ons osself kom inrig om 'n lewe soos dit te leef.
Nou verlede week het ek 'n bietjie met jou gesels oor hoe ons finansiëel gee en hoe ons net sê ons wil graag gee. Rykdom is wanneer ons spasie het in ons huidige pas en ons limite. Dit is wanneer ons daar so bietjie spasie inbou wat ons sê, hoorie maar, Here, ek het spasie, ek het tyd, want ek het hierdie goeders gebudget, ek het vir sekere dinge nee gesê sodat ek vir u kan ja sê wanneer ek moet. En ons het gesê verlede week as dit kom by om finansiëel te gee en in te saai in goeders in, is om te sê, hoorie maar, om te gee, effektief te gee is 'n voorbedagte. Ons dink daaroor, ons gaan bereken dit en ons gee gefokus. Ons bates weg vir dit wat besig is om te gebeur. Ons sê, hoor, die manier hoe ons wil gee, is om op 'n plek te wees wat ons sê, ons gee vanuit 'n dankbare hart. Want, hoe groot is u, Here? Ons gee uit 'n dankbare hart dat ons het om te gee, maar ons gee ook vir dit wat ons harte breek. Baie mense vra vir my, Jytie, hoe weet ek, waar moet ek gee? Sê ek wel, uit 'n dankbare hart? Of in 'n ding in ons samelewing, want jy weet, daai ding breek jou hart, en hoe kan jy dit sterk? Nou, verlede jaar het ons wees ryk afgeskop het, eerste jaar wat ons dit gedoen het ek juist daai vraag gevra, Here, waar moet ons as 'n gemeente betrokke raak? Hoe gaan ons 'n impak hê in ons samelewing? En dit is 'n groot ask, ons is 'n jong gemeente, ons is besig om ons fondasie uit te sorteer, maar ek het net geweet, Here, ons moet betrokke raak in ons samelewing. En Good Development Group is 'n organisasie wat al die laaste 15 jaar in en om Stellenbosch in die Parel funksioneer, en hulle fokus is om voorkomend op te tree in skole, waar kinders hulle sukkel met die leerproses en so aan, en gewoonlik gebeur dit met ouetjies wat graad 1, graad 2, graad 3, graad 4, dan kom hulle op 'n plek wat hulle so sukkel in die skool, dat enigste opsie vir hulle is los dit, dan verlaat hulle die skole. En wat Kuda doen, en hulle mission is om te sê, hoor, ons wil deur liefde van opvoedkunde, wil ons graag 'n verskil gaan maak in hulle kinders se lewens, en hoe hulle voorkomend met kindertjies werk, om te keer dat hulle nie skool verlaat nie, en ook vir skoolverlaters te herintegreer in ons samelewing. En ek het net gaan soek vir die rockstars in ons gemeenskap, wat net al klaar iets besig is om te doen, en hoe ons langs hulle kan inkom, want glo vir my, ek weet nie van jou nie, maar dit is 'n moeilike storie om in 'n skool te funksioneer, en die expertise te hê om te doen wat hulle doen. Vra vir my, ek moenie coaching doen vir enige kind, op enige level nie, want ek's te ernstig oor sport. As jy nie die basics van reg doen, dan freak jy my uit, ek kan nie dit doen nie, so, daar's mense, dankie Here, wat dit goed kan doen. En ek het gesê, Here, hoe kan ons langs hulle inkom? En toe ek vir hulle vra, wat is julle grootste behoeftes? Want hulle het klaar 'n organisasie, hulle het klaar personeel, hulle het klaar 'n strukture in plek. En die vrou se woorde van my was nie, help ons nie, sy sê, bid saam met ons. Ons het 'n behoefte aan klaskamers, want in die skole waar hulle funksioneer, is daar nie klaskamers waarin hulle kan toegewyde onderrig kan gee nie. Die skole se infrastruktuur laat dit nie toe nie, of daar's net nie 'n budget vir ekstra klaskamers nie. Van ons skool het nie eers 'n skoolsaal nie, dat as dit reën die dag, en hulle kan nie op die vierkant, buitekant bymekaar kom nie, dan hardloop daai een hoof in die een skool, van klas na klas, 'n hele maandag en 'n hele dinsdag, net om aankondigings in elke klaskamer te gaan maak, en die belangrike goeders aan te spreek. So hulle maak dan 'n plan, maar daar's nie verdere uitbreiding. En ek sê toe vir Tannie, ons gaan saam met julle bid, en in haar gebedstyd, stuur die Here hierdie ding in ons harte. En dit is nie net ek wat gebid het nie, my vrou het ook gebid, en ons het 'n hele groep mense wat net saam met ons gebid het, en net rigting gesoek het. Here, hoe gaan ons hierdie help? Toe praat die Here met ons en sê, hoorie, maar wat as julle dalk 'n klaskamers vir hulle bou, of befonds? En dit is wat ons toe begin doen het. In die week kuier ek met 'n ou, en hy sê van, Jytie, jy is eintlik 'n sterk entrepreneur, ek dink nie glad nie aan myself as entrepreneur nie. Want hy sê, entrepreneur maak altyd 'n commitment voordat hy 'n plan het. En daai dag maak ek 'n commitment voordat ek 'n plan gehad het. En ek sê vir hom, moenie worry, Here het klaar met ons gepraat, ons gaan saam met julle die Here, ons gaan saamwerk, dat ons hierdie klaskamers kan bou. En ons het 'n budget gaan optrek, en ons het gesien dat ons budget so R280,000 is. En in die laaste 3 weke het daar net 'n wonderwerk gebeur, net hoe mense in gehoorsaamheid, in gebed, en dit is hoe ons wil gee, ons wil in gebed, in gehoorsaamheid en in geloof gee. En ons het in die laaste tyd, het al klaar R222,000 ingekom. En hier is die belofte wat ons gemaak het, elke sent wat in daai uitreikrekening van ons inkom, ons gaan 100% van dit weggee. Hoekom? Want 100% is gegee vir hierdie projek. En dit is vir my so lekker hoe mense opgedaag het in die laaste tyd vir my kom sê, hoorie Jytie, ek ken van containers bou. Ek weet hoe werk daai ding, ek weet waar om hulle te koop, ek het 'n span mense wat 'n kantoor is, al daai goedjies, en ek is net oorbluf, net oor hoe mense bereid is om te sê, hoorie, hier kom ons, om 'n wonderwerk te laat gebeur in ons samelewing.
En ek wil vir jou weer eens die uitnodiging maak. As jy in jou hart voel dat die Here met jou praat om te sê, hoor Here, ek wil deel wees van daai. Dalk wil jy jou besigheid of 'n organisasie wat jy ken, ons het artikel 18A sertifikaat wat uitgereik kan word, en ek weet dit is vir besighede baie keer belangrik, vir individue ook wat graag wil gee. Kom gesels net met my, ek sal vir jou daai detail gee dat ons daai dingetjies in plek kan kry, maar wees gehoorsaam en gaan bid daaroor. Dalk moet jy net gaan bid daaroor en net sê, okay Here, praat met my oor hierdie ding. Hoe kan ek betrokke raak op die einde van die dag? Een ding wat ek wel weet is elkeen van ons, almal van ons, gaan ergens 'n verfkwas in die hand hê en ons gaan verf. En dan gaan 'n span wees wat besig is om boeties te braai. En ons gaan as 'n gemeente saam besig wees om daai container toe te rus. En ons vertrou die Here dat ons wanneer die skole in Januarie begin, 'n klaskamer daar reg het. Terwyl ek na die ding kyk, dan dink ek, dit gaan seker 'n paar maande vat, en die een ou sê vir my, "Chom, 3 weke, ek ken die ding, ek weet hoe om dit te doen, moenie worry nie. Ons sal voor Januarie sal daai klaskamer reg wees." En dit is wat ons kom doen, ons staan in geloof, en sê, Here, ons weet nie wat se impak gaan daai klaskamer hê nie. Vir ons is dit dalk net 'n klaskamer. Maar hoeveel lewens gaan daar aangeraak word? En wat gaan die effek wees op die volgende generasie? Daar's dalk 'n kind wat daar sit wat nooit geglo het hy gaan na universiteit toe kan gaan of 'n geleentheid gaan kry om 'n professionele persoon te wees nie. En dit gebeur, en die effek wat dit gaan hê op sy kinders, haar kinders se lewens. Ons gaan nooit weet wat hierdie insaai in daai lewens gaan wees nie. En dit is hoekom ons sê ons geen geloof, Here. Ons geen gehoorsaamheid, want ons is daaroor gebid. So ek wil jou nooi in daai spasie in. En as dit kom by vandag, ons praat in ons het verlede week so 'n bietjie gepraat oor die gee. Hierdie week wil ek met jou praat oor hoe ek en jy kan dien in ons samelewing, om ryk te wees met ons tyd en met ons talente. Volgende week gaan ons so 'n bietjie gaan sels oor hoe kan ons leef in liefde, en ons buurman en ons buurvrou en ons kompetisie kan gaan raak lief hê in hierdie lewe. So ons gaan volgende week bietjie daaroor gesels, maar hier's die ding wat ek van jou weet. Ons Afrikaners is verskriklik nederig. Ek weet ons is nederig, behalwe die bokke. As dit kom by die bokke, dan is ons nie nederig nie. Ons sê net bokke. Maar as dit kom by dit wat jy kan doen, dan sê jy altyd sê, nee man, ek dink daar's iemand wat beter is as ek. Hoorie, maar jy het verskriklik mooi game gespeel. Dankie. Maar dit is nie eintlik ek nie, dit is my coach. Jy weet, ons is altyd baie nederig as dit kom by dit wat ons gedoen het, want ons dink altyd daar's iemand anders wat dit dalk beter kan doen. En ons sê altyd, ag, ek moet net gedoen wat ek moes. Maar die vraag wat ons ook baie keer vir onsself vra, in ons nederigheid, is dit wat ek het om te gee? Is dit goed genoeg? Is dit wat ek gee, gaan dit regtig waarde toevoeg? Gaan dit regtig iemand se lewe verander? As ek dit wat ek het om te gee, want ek dink daar's iemand anders wat dit beter kan doen, en ek kan vir jou wys, ek het op YouTube gesien, daar's 'n dude wat dit beter as ek kan doen. Dan sê ek, okay, cool, maar waar's daai dude? In Amerika. Hy's nie in Stellenbosch nie. Soos hy dit kan beter doen, cool, vlieg hom oor. Laat hy dit hier kom doen. Dan sê dit soos, nee, maar jy sê, en ons amper asof daar hierdie nederigheid is, wat iemand anders kan dit beter as ek doen, wat ons verlam. Ons is op daai plek wat ons sê, ons under promise and never deliver. Ons moet eintlik sê, under promise and over deliver, maar dan gebeur dit met ons, dat ons under promise and never deliver, want ons is so nederig. Ons is soeke nederige Afrikaners, maar hoe gaan hierdie help om 'n wonderwerk te laat gebeur? Hoe gaan dit wat ek het om te gee 'n verandering maak? En dit is nie 'n vraag wat ek en jy, dis nie 'n nuwe vraag nie. Moses het daai vraag gevra, Here, hoe gaan ek hierdie volk hier uitlei? Gideon, Here, ek is so bang. Ek is die bangste van al die bangbroeke. Ek is die bangste bangbroeke van al die bangbroeke. Hoe gaan U my gebruik? Dis disippels, toe Jesus gekruisig word, het hulle gesê, right, dit is 'n lekker 3 jaar, cheers, toe is hulle weg. Hardloop hulle weg, want hulle het gesê, Here, hoe gaan U my gebruik om hierdie wat U gedoen het verder te vat? Kies eerder iemand anders. En dis 'n vraag wat met ons almal gekonfronteer word, van wat het ons om te gee? En gaan hierdie regtig 'n impak hê in ons wêreld? Nou, vandag gaan ek so 'n bietjie stil staan by 'n storie in 2 Konings 4. Baie mooi storie wat ons almal ken, maar ek vertrou daar's iets in 'n ander angle wat ons inslaan vandag, wat jou so 'n bietjie die vraag laat vra, Here, wat het ek om te gee? En die stories gaan oor Elisa. Elisa wat 'n volgeling en 'n disipel was van Elia, en Elisa wat met baie boldness net gebid het, Here, ek kom bid dat U my 2 keer meer
die krag sal gee as dit wat Elia mee gefunksioneer het om u werk te kom doen. Vir u glorie, en sy gebed was so nederig, hy het gesê, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor u glorie en hoe u hierdie volk red. En die stories loop oor Elisa. Ek meen, in 2 Konings 3 is daar 'n storie waar die Moabiete besig was om moeilikheid te maak vir die Israeliete, toe daag Elisa daarop, en toe sit fireworks vir daai ouens. So daar is hierdie legacy van Elisa wat loop, en as Elisa na plekke toe gaan, dan weet mense, right boys, hier gaan nou iets gebeur, want hy is hier, die gesalfde van die Here, en dit is met daai selfde storie, wat daar toe 'n vrou na hom te kom, en in die publiek eintlik vir hom die volgende, sy sê, 'n sekere vrou, hulle wou nie haar naam noem nie, because that's shaming, maar 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, u dienaar, my man is dood, en u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. Hy het gedoen wat hy moes doen. Maar nou het die skuldeisers gekom om my 2 kinders vir hom te neem as slawe. Hierso kom hierdie vrou en jy moet hierdie situasie verstaan, dat sy is besig om in die publieke spektakel te maak van hierdie situasie, waar sy eintlik uitroep na Elisa toe en sê, Elisa, die strukture in ons samelewing wat my moes help, het nie sy hulle werk gedoen nie. Daar is sekere dinge wat moes gebeur het en dit het nie gebeur nie, en sy roep eintlik vir Elisa, die hoofprofeet, om te sê, hoor, my man was deel van daai ouens, hy was een van jou ouens in jou span, en hy is dood. Maar nou kom die ouens, die mense, die skuldeisers, en hulle gaan my kinders by my wegneem, om af te betaal aan die skuld wat ons aan. Ek het nie net my man verloor, ek gaan nou my kinders ook verloor. 'n Desperate situasie waar hierdie vrou haarself invind. En wat interessant is hoe haar situasie, die wet van Moses kon haar nie red nie. Die wet van Moses het nie die vermoë gehad om haar vry te stel van dit wat daar aan die gang is nie. En sy is op 'n plek waar sy uitroep na Elisa toe en sê, ek kort 'n wonderwerk. En die vraag vir my en jou is, en Elisa vra vir haar die vraag, en hy sê vir haar, maar wat kan ek vir jou doen om jou te help? Het is so 'n retoriese vraag, wat hy vir haar sê, wat kan ek doen? Ek meen, ek's net Elisa. Ja, die Here gebruik my, maar ek het nie die lotto nommers om nou vir jou te gee. Ek meen, imagine net, daar was nou die Daily Jerusalem se lotto nommers, dat hierdie vrou haarself uit die moeilikheid uit kan kry. En hy sê eintlik vir haar, wat kan ek vir jou doen om jou te help? Want ek meen, die sisteme is daar, en baie mense is in die situasie waar jy is. Wat kan ek doen om jou te help? Daar is eintlik iets anders wat moet gebeur. Maar hy vra toe vir haar hierdie vraag, en hy sê vir my, wat is in jou huis? Hy sê nie vir haar, hoorie, hier is die antwoord, okay, toe maar, Tannie, gee vir my 'n nommer, ek gaan jou bel, ons gaan die oplos. Hy vra vir haar onmiddellik, wat is in jou huis? En hy sê eintlik vir haar, hoorie, jy is dalk die antwoord op jou eie gebed. Daar's dalk iets in jou huis wat die antwoord is op dit wat jy sien, die behoefte is, in jou lewe of in jou samelewing. Wat is in jou huis? En die vrou het geen verwagting gehad nie. Sy was glad nie op 'n plek waar sy in geloof geleef het. Sy het letterlik uitgeroep in desperaatheid, en haar antwoord is sê, u dienares het glad niks in haar huis nie, behalwe 'n flesie met olyfolie. Ek het niks. Maar gaan nou nie heeltemal jokkie, want jy's die profeet, sê nou net, jy sien ek jok vir jou. Ek het daarom 'n klein flesie olie in my huis. Ek kan dalk so die volgende broodjie bak, en ek net genoeg olie om die volgende stukkie brood te bak, met meel wat ek nie weet waar ek vandaan gaan kry nie. En sy sit met geen verwagting nie. Nou, olyfolie was nie niks werd nie. 'n Flesie olyfolie was iets werd. Hulle in daai tyd het hulle olyfolie gebruik vir 'n rits dinge om die basis te vorm van 'n parfuum. Hulle het dit gebruik om wonde te verbind, sodat dit nie septies raak nie. Hulle het dit gebruik obviously vir kos. En wat interessant is, net die profetiese ding daarvan, is 'n laer graad olyfolie is gebruik in hulle lampies, hulle olielampies wat gebrand is. En die Heilige Gees is nog altyd verteenwoordig, reg deur die Ou Testament as olyfolie, was die verteenwoordiging van die Heilige Gees. So daar is hierdie uitspraak oor mense se lewens dat die Here teenwoordig is in hierdie olyfolie. So dit is nie niks werd nie. En hy vra vir haar, hoorie, hy het nie vir haar gevra, hoeveel het sy nie? Hy het net gevra, wat het jy? Want dit is die probleem, ons kom op die plek van, hoeveel het ek? Ek het nie baie nie. Dis die storie wat gebeur met die 5 broodjies en 2 visies. Ek het nie baie nie, want dit is al wat ek het.
En ons het gesien wat die Here daarmee gedoen. En Elisa kom en sê vir haar, hoorie, wat het jy? Sy sê, hierdie olyfolie. My vraag vir jou is, wat het jy in jou huis? Want dit is 'n vraag wat die Here eintlik vir ons kom vra as dit kom by hierdie storie. Wat het jy om te gee? Weet jy dat jy olie in jou huis het? Buiten die fisiese olyfolie wat jy in jou huis het. Is dat jy het 'n gifting, jy het talente, jy het jou geestelike gawes. Maar dis nie net daar nie. Jy het wysheid, jy het ervaring, jy het 'n netwerk. Jy het mense wat jou ken. Dit gaan ons nie oor wie jy ken nie, dit gaan oor wie jou ken. Want dis waar die magic gebeur. Jy het hierdie skills wat jy het, hierdie lewenservaring, jy het hierdie netwerk, hierdie verhoudingsnetwerk, wat ons net nou kyk en sê, maar dis deel van my professionele lewe. Dis nie noodwendig vir dit wat die Here wil kom doen in my samelewing. Nou, ek dink ons maak 'n fout daarso, want ons veronderstel dat ons lewens in silo's is. Hier is my geestelike lewe, my kerklewe, my impak in my gemeenskaplewe, en dan is hier my professionele lewe. En dit is nog nooit die Here se intensie gewees, dat ons in silo's lewe nie. Wat het jy in jou huis? Wat se netwerk het jy? En hoe is jy besig om na die Here toe te gaan en te sê, Here, hoe wil U hierdie wat ek het gebruik? Hierdie hande wat ek het, want ek kan goedjies bou met hierdie goeders. Ek kan mense connect aan mense. Ek kan geleenthede skep vir ander mense. Want ek wil ryk wees met dit wat ek het. Ek wil nie vir myself hou, vir as ek dit nodig het nie. Ek wil nie op daai knoppie druk en voel of, ja, maar as ek dit nou vir iemand anders gee, die geleentheid gee, dan gaan die geleentheid ek dalk mis nie. Daai is 'n armoedige manier van dink en lewe. Die Here kom sê, wees ryk. Ons is so vinnig om dit wat ons het af te skryf en net sê, ja, daar's dalk iemand anders wat dit gaan doen. Daar's 'n beter netwerk, iemand anders het 'n beter skill as ek, iemand anders kan dit beter doen as ek. Ek weet nie altyd of dit goed genoeg is vir die Here nie. En ek dink dit is waar die vrou ook was. Sy het geen verwagting gehad nie. En hier kom Elisa en hy gee toe vir haar instruksie. Hy sê, okay, cool, jy het olie in jou huis. Hy sê vir haar, gaan leen jy nou van buite kanne, leekanne. Van al jou bure, en leen nie te min nie. Hy sê, gaan nou die mense toe wat veronderstel was om vir jou te help. En sê vir hulle, jy laat dalk 'n paar ekstra Consol bottles en kleikruike. En al goeders is groot, van hulle tot 'n paar 100 liter kon daai ding vat. En hy sê vir haar, gaan na jou bure toe. Nou moet jy imagine, dink jy leef jouself in hierdie storie in. Hier gaan die vrou na die bure toe sê, hoorie man, het jy dalk so 'n paar ekstra tapperbakke, 'n paar ekstra kanne wat net hier so rond staan, wat leeg is? En dan sê, ja, ek het. Wat wil jy doen daarmee? Ek weet nie, Elisa het net gesê ek moet 'n klomp kanne bymekaar maak. Vir olie. Hy sê, gaan hulle toe en sluit jouself in jou huis toe en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is. Dis wat Elisa vir my gesê het, ek moet kanne gaan soek, sy jy bereid wees om my te gee, en ek kan net dink, daar's 'n paar mense wat dan sê, hierdie vrou trauma, sy kort 'n soulcare, want regtig, sy moet nou vrykom van hierdie trauma, haar man is nou dood en shame, en as mense, okay, ons gaan nou wees sterkte, ons merk hom net, laat ons net daai kant terugkry, skryf net 'n permanent marker daar op, dit is 'n sticker, label printertjie, die van 'n Merwe se kan hierdie, en daar stuur ons die ding, en nou moet jy sien, hier is so 'n huis vol kanne, sy's omsingel, deur al die kanne wat hier in haar huis staan, sy maak die deur agter haar toe, en haar seuns dink sy, dankie maar dat jy die deur toe maak, want die mense gaan insien hoe mal jy is, as ons nou hier so staan. En nou moet jy net dink, sy sê vir 'n klomp tieners, right, okay, hier is my 2 tienerseuns, seuns, bring daai kanne vir my. En sy sê toe vir haar seuns, sy sê toe vir hulle, bring haar goeders, en sy begin toe ingee. Bring vir my daai kan nader, ek kan net, imagine net hierdie seun, leef jouself in hierdie storie in. Hierdie vrou wat hier so staan met hierdie kannetjie, en sy sê, bring daai kan, en haar seun sê, wat gaan ma nou doen? Nee, ek gaan maar doen wat Elisa vir my sê. Ek kyk vir sy boetie en sê, Billy, gaan haal nie, vir ouma, want sy is lekker nie. Bring vir haar suikerwater, want sy is gepaniek. En sy vat daai kannetjie en sy begin uitgooi, en haar seun sê, okay, hy gaan seker nou ophou. Hy begin sy half sy oor rol. En sy gooi, en sy sê, o, hy's vol, bring vir my die volgende een.
skrik haar brother wakker en hy, wat, hy's vol, ja, bring vir my die volgende kan. Slip hom in, begin sy ingooi, en sy hou aangooi, en sy hou aangooi, en ewe skielik, is daar iets anders wat in haar huis gebeur. En hy sien, hier's voor ons oë besig om 'n wonderwerk te gebeur. En sy hoef nie te vra vir die volgende kan nie, hulle bring hom sommer al klaar, want hulle sien, hier is besig om iets te gebeur. Hulle het 'n verwagting dat die volgende kan ook gaan volraak. En so stap mamma deur die hele huis. En sy maak elke liewe kan vol. En sy giet in, en ons sien, toe die kanne vol was, het sy vir haar sê gebring, bring vir my nog een. En toe hy vir haar sê, daar's geen meer nie. Toe die olie eers opgehou. Wat vir my en jou sê, as daar nog 'n kan was, wat sy gebeur het, hy sou vol geword het. As daar nog 'n kan was, sou hy vol geraak het. En ons sien hoe die Here kom en hy sê, jy dink in jou huis, jy het net 'n bietjie olie, en ek sê vir jou, as jy 'n verwagting skep, as jy bereid is om jouself af te sonder in dit wat ek mee besig is, as jy bereid is om jouself toe te wy tot my beskikbaar te stel, dan gaan daar 'n wonderwerk gebeur. Miskien 'n ander angle wat ek en jy daarna kan kyk is, het jy aan jouself gedink as daai oliekan, waar die Here kom sê, gaan haal by die bure, gaan haal in jou gemeenskap die oliekan en bring hulle nader, en sonder hulle af, en laat toe, dat ek hulle vul, dat het oorlopends te vol sal wees. Het jy al na jouself gekyk en gesê, okay Here, ek het nie noodwendig al die olie nie, maar ek kan dalk die oliekan wees, ek kan dalk die wessel wees wat U wil gebruik, om oorlopends te vol te wees, om die impak te gaan maak in my samelewing. En wat toe gebeur, toe weet sy vir Elisa wat gebeur het, en hy sê toe, gaan verkoop die olie, en betaal jou skulde, en van die oorige, dit wat oorbly, sal jy en jou seuns van kan leef. Daar's iets wat die Here vir ons kom sê, maak jouself vol, en giet jouself uit, en gaan betaal die skulde van ons wêreld, beeldspraak gewys, metafories gesproke, is om te sê, hoorie maar, gaan betaal dit wat gebroke is, gaan sorg dit uit, en ek beloof jy sal oor en genoeg hê vir jou, om self ook te lewe. Want dit is wat rykdom is. Ek het genoeg vir myself, en ek is op 'n plek wat ek uit dankbaarheid kom sê, Here, hier is my lewe, en ek gaan myself kom uitgiet. Weet jy wat, dit was nie Elisa, sy geestelike krag wat 'n wonderwerk laat gebeur het nie. Dit is nie die leë kanne nie. Dit is nie haar afsondering nie. Dit is alles wat saamgewerk het. Dit is almal, alles. Leë kanne, afgesonder, in gehoorsaamheid, en toe daar 'n wonderwerk gebeur. Dit is nie net die een ding en toe gebeur die dinge nie. Dit is alles wat teenwoordig was, en daar is eintlik iets wat die Here vir ons kom sê, as jy wil sien hoe hoop herstel word in ons wêreld, daar gaan 'n wonderwerk gebeur, maar ek het nodig dat jy opdaag. Ek is nodig dat jy jouself beskikbaar stel om olie en oliekant te wees. Ek het nodig dat jy jou olie sal kom uitgiet en olie sal kom gee in jou samelewing, sodat daai wonderwerk kan gebeur. En as ons dink aan waar die Here ons as 'n gemeente, jong gemeente, wil sê, hoorie, kom ons begin net van die begin af reg. Wil ek hê jy moet ryk wees, met jou tyd, met jou skatte, met jou talente. En ons moet onsself die vraag vra, Here, waar het ek olie om te gee? En daai olie is my wysheid. Jy het olie in jou huis. Jy het wysheid, jy het lewenservaring, jy het 'n verhoudingsnetwerk, jy het skills, jy het connections, jy het geleenthede, en die Here wil daai dinge gebruik, en as wanneer ek en jy in gebed, in geloof, en dan in gehoorsaamheid funksioneer, dan is dit asof die Here net die dots by mekaar kom connect, en die bruggie bou na die regte ding, dat hierdie wonderwerk kan gebeur. So wat het jy in jou huis? Is jy bereid om 'n console bottle vir die Here te wees? Dink ons moet 'n t-shirt maak daarvan. Ek's 'n console bottle vir die Here. Ek's 'n kruik vir die Here. Ek's 'n oliefles vir die Here. Is jy bereid om te sê, hoor Here, wat het ek in my huis? Het partykeer gebeur dat ons goeders opgaar vir wat as.
Ek in my huis het ek verlede week met julle geshare. Ek het 'n nuwe selfoon gekry. Toe dink ek, hierdie ou selfoon gaan ek in die kas berg. Want wat as hierdie ene breek, dan gaan ek hom as 'n backup gebruik. Weet julle wat gebeur met wat as? Want jy het versekering en as hierdie ene breek, vergeet jy van die ene wat jy in die kas geberg, want die versekering koop vir jou 'n nuwe een. En ek het nou die dag 'n 8 jaar oue selfoon wat totaal useless is vandag ontdek en ek net besef, shit, wat ek kon hom ergens vir iemand gegee het. Of ek kon hom verkoop het en die geld vir iemand gegee. Maar ek het gesit daarop en die Here kom sê net, hey, wat het jy in jou huis om te gee? Nou as dit kom by waarna toe ons op pad is as gemeente, obviously die Kula projek is waar ons self sê, Here, ons gaan gefokus en dis die enigste projek wat ons nou op wil fokus in die volgende seisoen wat buite ons gemeente 'n impak gaan hê. En ons gaan ergens en ek gaan nou vir jou geleentheid gee om daarvoor op te staan waar jy net sê, hier is ek, Here, gebruik my. Ons gaan verf, ons gaan boeries braai, ons gaan daai ding uitsorteer, ons gaan hom set up, ons gaan as family saam celebrate, foto's neem en al die goeders en daai community gaan bless. En dit is een van 3 skole wat ons so lank getackle. Daar is nog ander 2 klaskammers wat ons ook in die volgende seisoen gaan by wil uitkom. Maar hier is die vraag wat ek nou vir jou vra rondom dit wat binne in ons gemeente net aan die gang is. Ek het verlede week het ek met die hoof van Renish Primary gaan gesels en hulle het dit goedgekeur en gesê ons is so welkom om ons Sondagdienste soontoe te skuif om plek te maak vir meer mense. Ons eerste diens vanoggend was chockers vol. En ons het net weet nie daar's geleentheid vir ons om in die volgende seisoen uit te brei. As ek net dink en hier is die ding wat ons die Here voor vertrou is vir ons families. Is om saam gemeente te bou waar ons 'n kinderbediening uitrol wat meer spasie het want ons kinderbediening spasie raak vol hierso. Daar's nie plek vir uitbreiding hierso nie. Ons gaan onsself vasgroei hierso. En ons wil onsself nou al keer in geloof en in gehoorsaamheid. Van die Here het gesê, kom wees 'n Afrikaanse gemeente in Stellenbosch. Want daar's mense wat community nodig het. Daar's mense wat gaan aanklank vind by hierdie deel van die liggaam. Maak meer plek vir hulle. Ons doen dit in geloof, want ons weet nie wat gaan gebeur nie. Daar's plek vir baie mense. Maar ons doen dit in geloof, in gehoorsaamheid, en ons het daaroor gebid. En dit is 'n antwoord op gebed, julle, dat iemand het na my toe gekom, van 'n ander gemeente af, en gesê, hey, jy laat gedink aan daai spasie, ek weet hy gaan oopgaan ergens. Nee, ek het nie. En ek weet nie van jou nie, maar jy sal weet, Stellenbosch het nie baie spasies om kerk te hou. Hulle het baie spasies soos hierdie, waar mens kan funksioneer deur die week nie. Ons is gebless dat ons hierdie plek het. En ons is gebless dat die Here vir ons daardeur oopmaak. Maar om daai te doen, dis nie so lekker soos hierdie waar alles klaar opgeslaan is nie. Ons gaan moet set up. Nou, daarom nie al die goeders nie, ons gaan met stoele uitpak en so aan. Maar daar's geleentheid vir jou en ek wil hê jy moet nie emosioneel hier voel nie, want as jy emosioneel ooit gee, dan gaan jy spyt wees na die tyd. As jy emosioneel eet, dan is jy spyt na die tyd. As jy emosionele goeders koop, dan is jy spyt na die tyd, want jy het nie daai Apple Watch nodig gehad nie. Dit is net 'n lekker gimmick, want dit is eintlik 'n stupid ding. Okay? So as jy emosioneel koop, gee, dan is jy spyt na die tyd. Maar as jy in gehoorsaamheid, in gebed, in geloof gee. En dit is waaroor ek jou wil laat gaan dink en bid in hierdie week. Sal jy bereid wees om die Here te vertrou met dit wat jy het? Sal jy bereid wees om die Here te vertrou met die tyd en die skatte, die talente wat jy het, om 'n impak te gaan maak? Ons gaan dit nou doen buite ons gemeenskap, maar in die volgende seisoen wil ons onsself gear om as gemeente reg te maak, want as ons begin uitbrei en groei, wil ons nou onsself begin regmaak vir wanneer die mense kom. Wil ons besig wees om ons mense reg te kry wat live groups kan vir ons fasiliteer. Mense wat net bereid is, hoorie? Ek sal die sameroeper wees van mense. Ek sal my huis beskikbaar stel of ek sal met 'n buddy van my praat dat ons hulle huis gebruik want hulle het 'n lekker stoep of 'n lekker sitkamer en ons sal die sameroepers wees van daai mense sodat ons by mekaar kan uitkom en kan harte deel. Jy sal nie glo wat in ons groep gebeur het net hierdie week. Ons net die eenvoudige vraag gevra het. Wat gaan in jou lewe aan? En die een ou net bereid was om oop te maak oor sy dating lewe. En toe is daar 'n massive klomp goed, 'n live relevant situasies dat elkeen van ons mee sit. En ons kon net met mekaar daaroor gesels. Dit is 'n blessing vir ons elkeen. Dis wat live groups doen. We share live en ons bid vir mekaar want ek en jy het almal nodig om te weet, daar's iemand wat vir jou bid. Nou, ek weet jy weet jou ma bid vir jou. Of jou tannie, jou man bid vir jou girls. Jou vrou bid vir jou. So nou dan bid jou kinders ook vir jou. Om te weet daar's mense saam met jou in jou community wat saam met jou bid. Ons wil mense kry wat sê, hoorie,
Ek sal bereid wees om 'n fasiliteerder te wees. Ek is bereid om by ons kinderbediening betrokke te raak. Om 2 ure 'n maand te gee. Te sê, hier's 2 ure van my lewe, wat ek bereid is om in te saai in daai next generation reg te maak. Ons vertrou die Here dat ons 'n span van 24 mense sal hê, wat volgende jaar daar sal betrokke wees. Bereid is om 1 keer 'n maand 2 ure te gee. Mense wat sal sê, hoorie maar, ons ISO span, die mense wat al die koffie en die stoele gaan regsit en dit verwelkom en maak. Nou ek wil net sê, manne, ons het arms nodig wat op jy stoel dra, girls. Ons het julle nodig om die plek te laat lekker lyk. Ek weet nie van jou nie, maar dit voel vir my as ek net so op tafel reg gesit en dan sit ons sjap. Maar julle het die vermoë om 'n ding oor daai ding te sit dat dit lyk soos 'n huis. En dit is wat ons wil doen. Ons gaan 'n skool met Convert en elke Sondagoggend 'n spasie. En ons het 'n span nodig van mense wat bereid is om dit te doen. Om aanwysingsbordjies aan te sit dat mense weet waar ons bymekaar gaan kom. Want aanvanklik gaan dit vir mense, "Wow, julle nou kerk." En ons kan dit sit op Google Maps en hulle gaan die plek nog steeds nie kry nie. Want Google Maps werk mos nie eintlik nie. En ons het mense nodig wat sal sê, hoor, ons gaan 'n setup doen. Want ons gaan 'n plek regmaak om mense te dien, mense te verwelkom. Ons gaan nagmaal bedien. En ons wil mense hê wat dit 'n ding vir ons neersit wat net 'n stuk inspirasie is en profeties sal wees om mense te bedien dat hulle kom aansit by die Here se tafel. Waar ons bemoedigers, mense wat net sê, hoorie, ek sal bereid wees om ek wil graag net langs iemand inkom wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ek wil vir hulle die spasie skep dat hulle met my kan praat, dat hulle hulle hart kan uitpraat. Ek wil na die tyd saam met hulle bid. Ek gaan nie vir hulle al die antwoorde gee nie, maar hulle weet daar's iemand wat hulle ondersteun. Ons het worship, ek weet hierdie stage, daai skool se stage is 3 keer groter as hierdie ene. Imagine net, daar's 4 mense net op daai stage en so aan. En daar's soveel talent wat hier so sit. Mense wat kan die klank doen. Net 'n meislik sodat ons die woorde kan volg, sodat ons kan saam worship. So belangrik. Dis sulke klein goedjies, maar ons het mense nodig. Baie lae commitment as jy mooi daaroor dink. Maar dit het 'n kritiese rol wat dit gaan speel. En ek wil vir jou 'n geleentheid gee om te sê, Here, ek het olie om te gee. Ek sal 'n oliekan wees. Dit sal 'n moeilike ding wees as ek jou oliekan begin doen. Dan gaan jy sê, wat sê jy vir my, hè? Jy gaan nie oor jou shape nie, moenie worry nie. Dit gaan oor wat binne in jou is. Sal jy bereid wees? Dalk is daar 'n ja al klaar in jou hart vandag om te sê, okay, ek sal myself commit om myself op te lei en reg te kry vir die goeders wat ons in Januarie, 19 Januarie is wat ons daar begin. Ek is bereid om myself reg te kry daarvoor. Deel te wees van daai spanne. Wil vanoggend vir jou die geleentheid gee, soos wat ons afsluit. En na vore te kom hier op hierdie tafel is daar 'n plek waar jy kan sign up. As jy nie seker is wat jy gaan doen nie, maar jy's net speel my coach. Ek's op die bench, speel my net. Ek sal skram, ek sal hakker wees, ek sal flank wees, ek sal heel agter wees. Kan nie die bal lekker vang nie, maar speel my. Dan sê ek, okay, cool. Skryf jy naam daarop. Want dit is wat ons die Here vir vertrou, dat ons in die volgende seisoen sal ryk wees met ons tyd en ons talente. En oliekanne sal wees vir 'n wonderwerk wat die Here wil kom doen in ons community. So ek wil saam met jou bid en saam met jou vertrou dat jy mooi die Here se stem sal hoor in hierdie volgende tyd. So Vader, dankie vir 'n storie in 2 Konings. Waar ons net kan sien wat U al lankal besig was om met die mense min soveel te kom doen. Jesus, U het vir ons kom wys in die 5 broodjies en die 2 visse. Hoe U min vat en 'n massive storie daarvan maak, 'n ongelooflike wonderwerk kom doen. En ek kom bid dat ons met dieselfde geloof en dieselfde gehoorsaamheid sal ja sê en sê, Here, hier is ons, gebruik ons. En soos wat ons vanoggend in gehoorsaamheid reageer en ons name op hierdie lyste kom skryf om betrokke te raak. Dankie. Dankie vir dit wat U kom losmaak in ons. En soos wat ons dalk in hierdie week moet ingaan en mooi sinvol gaan bid oor wat ons moet doen en hoe ons dit moet doen. Kom help vir ons dat ons vir die regte dinge sal ja sê en vir die ander dinge sal nee sê, sodat ons kan marge in ons lewens inbou, 'n mooi budget met ons tyd en ons kalender. Dankie vir dit wat U kom losmaak, die geloof wat U kom stuur vandag in ons harte, en ons is dankbaar vir dit wat U gaan kom doen in ons lewens en deur ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.